Baie welkom by die geleentheid. Ons gaan vanoggend aan waar ons verlede week opgehou het. En dit is 'n nuwe bladsy, dis 'n nuwe hoofstuk. Dis 'n nuwe oorhoofse tema. Ons begin met Genesis 3 vanmôre. En u kan gerus blaai na Genesis hoofstuk 3 waar ons gaan saam lees vanaf die 1ste tot en met die 8ste vers. Maar ons gaan net vers 1 tot 3 hanteer. Ek lees altyd so 'n bietjie meer, ons wil die konteks raak sien, ons wil daarom weet waar ons is. Ons gaan vers 1 tot 8 lees, maar net stil staan by vers 1 tot 3. Genesis, hoofstuk 3, ek lees vir u die ou vertaling vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Net tot daar wat ons gaan saamlees in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam, en ons vra dat die Here vir ons sal seën rondom sy woord. Kom ons buig voor God. Aanbiddelike Vader, Heer, ons bring aan U die lof, ons bring aan U die eer. Ons het hier saam gesing 'n hele paar liedere wat spesifiek te doen het met lofprysing voor U naam, want 'n loflied is gepas. Dit is 'n opdrag. Dit word ons beveel dat ons in ons hele lewe U sal loof, maar wat 'n vreugde, wat 'n voorreg om met 'n nietige lewe, feilbare lippe, U lof te kan besing. Ons Vader, ons bid dat U vir ons die wysheid sal gee. Ook vanoggend wanneer ons na 'n baie deurslaggewende gedeelte in die Bybel kyk, dat ons sal verstaan wat U vir ons leer. Hierdie is 'n geskiedkundige oomblik in die mensdom se bestaan. En ons wil verstaan wat die Bybel vir ons sê. Ons is nie daarom afhanklik van menslike gedagtes of van menslike interpretasies nie. Help ons om die skrif, die Bybel, oop te breek en te verstaan wat U vir ons daarin wil sê. Geef vir ons wysheid om in geloof na U toe te gaan, vir die regte rigting, vir raad en vir leiding, veral in die tyd waarin ons leef. Ons het dit nodig. Ons wil kom bely dat ons onsself nie wil vertrou nie. Ons wil na U kyk. Sal U ons help. Dankie vir die heerlike reën, dis dalk nie gemaklik nie, dis dalk nie vir ons lekker nie, maar ons waardeer dit want ons het dit nodig. Die aarde word deurvogtig, dit is U wat vir ons in hierdie tyd die seëninge van die hemel stuur. Dis U wat die heerlike sonnige somerdae maak, dis U wat hierdie trietsige winterreënerige dae maak. En in ieder geval wil ons U dank. U naam sy groot gemaak, want U is 'n goeie Vader. En U wil ook met ons vanoggend kom praat. Sal U by ons stil staan, tot lof en eer van U naam, tot die uitbreiding van U koninkryk. Amen.
Nou vriende, hierdie wêreld waarin ons vandag leef. Ek probeer dit so diplomaties as moontlik stel. Hierdie wêreld is 'n gemors. Jy kan dit eintlik nie anders stel nie. Jy hoef nie lank te soek, jy hoef nie ver te kyk nie. Maak die koerante oop, skakel die nuus aan, kyk wat op die sosiale media deur die nuusbronne vir ons gegee word. As jy tussen die leuns en die verskillende indoktrinasie en dinge kan deurkyk en jy kyk na feitelike nuusgebeure, dan sien jy die wêreld is 'n plek van hartseer, trane, pyn, droefheid. Die wêreld is 'n gemors. Mense vra gereeld, hoekom lyk dit so? Waar kom dit alles vandaan? Hoekom het dit gebeur? Daar's 'n Amerikaanse teoloog. Hy was op 'n stadium ek dink hy was by die een of ander seminarie, die voorsitter, die hoof, Cornelius Plantinga, en hy het gesê, human wrongdoing or the threat of it mars every adult's work day, every child's school day, every vacationer's holiday. Hy het 'n boek geskryf oor die toestand van die wêreld. En hierdie saamgevat sê vir ons, dink aan jou eie lewe. Sonde, jou sonde of die sonde van ander mense, maar die sonde skend, maak seer elke aspek van jou lewe. Jonk, oud, niemand is gespaar nie. Ons ken dit, ons ervaar dit. Wat is fout met die wêreld? Waarom is dinge nie reg nie? Om hierdie vraag reg te beantwoord, om by die korrekte Bybelse antwoord te kom. Die Bybel is altyd die regte een. Om by hierdie antwoord uit te kom, wil ek vir u sê, weer eens sien ons dat die Bybel is nuttig. Die woord van God is gegee en is nuttig vir ons om te verstaan, hoekom lyk die wêreld so? Genesis 3 gee vir ons die antwoord op hierdie vraag. En ons gaan daarvan begin praat vanmôre. In Genesis 2 was dit soos wanneer jy, as jy kinders skryf wat by die venster inkyk, jy weet mos wanneer daar 'n vertoonvenster is in die dorp waar daar mooi speelgoed of wat ook al is, dan staan die kinders mos en hulle hou hulle arm so en hulle kyk by die venster in om te sien. Dis amper soos 'n sprokieswêreld waar ons ingekyk het in Genesis 2. So erg dat sommige mense sê dit kan nie wees nie, dis 'n mite, dit moet op 'n ander manier verklaar word want dit is onmoontlik. Jy kan jou nie indink in so 'n paradyswêreld. Utopia was vir ons geskilder. Genesis 2. Genesis 3 is die brug. Want Genesis 4 en verder, dis die wêreld wat ons verstaan. Dit lyk soos die sepies, dit lyk soos die programme op die TV. Moord en doodslag en leuns en bedrog en al hierdie dinge is deel van ons bestaan. Hoe het ons van Genesis 2 na Genesis 4 gekom? Genesis 3, dis die brug. Genesis 3 is die brug van die paradys na ons wêreld. Van dit wat God aanvanklik beplan het en so gemaak het, na waar ons vandag ons bevind. In die Bybelse vertelling van die sondeval, gaan baie van ons vrae beantwoord oor, hoekom lyk die wêreld so? Hoe het ons gekom tot waar ons vandag is? En kosbaar, die res van die Bybel, na Genesis 3, die res van die hele Bybel, is God se oplossing vir die mens se probleem. Dis die evangelie. Op een of ander manier word die evangelie aangebied, na ons toe gebring, sodat dit wat in Genesis 3 plaasgevind het, in my lewe, deur geloof in die Here Jesus, omgedraai kan word, met natuurlik die finale verheerliking die dag wanneer ons by die Here sal wees, dit waarna ons almal uitsien, en waarheen ons op pad is, as ons saak met die Here reg is. Genesis 3 vertel vir ons die wese van hierdie probleem. Die mens se rebellie teen God, deur die sonde wat hy gedoen het. Genesis 3 vertel vir ons die krisis wat veroorsaak het, dat ons is waar ons is. Die mens het gerebelleer, die mens het gesondig, die mens het God geïgnoreer. Ek wil vir die aanhaling lees van A.W. Pink. A.W. Pink is 'n baie bekende teoloog, 'n man wat reguit praat,
duidelik praat, as jy ooit van sy goed, nie almal kan hom lees nie, want hy's 'n bietjie, dis teologies, is baie sistematies, maar A.W. Pink sê die volgende, oor Genesis 3. Here in Genesis 3, we find the divine explanation of the present fallen and ruined condition of our race. Here we learn of the subtle devices of our enemy, the devil. Here we discover the spiritual effects of sin as man is seeking to flee from God. Here we discern the attitude of God toward the guilty sinner. Here we are taught the gracious provision which God has made to meet our great need. Here begins that marvelous string of prophecy that runs throughout the Holy Scripture, and here in Genesis 3, we learn that man can no longer approach God except through a mediator. Verstaan jy waarom Genesis 3 'n ontsettende, belangrike hoofstuk is om te hanteer? Waarom ons versie vir versie, tree vir tree hierdeur moet loop en moet verstaan wat die Bybel ons leer. Nou kom ons bestudeer hierdie belangrike gedeelte. Ek het nou moeite gedoen om vir u te sê waarom Genesis 3 belangrik is. Kom ons val in. Daar's 'n paar dinge wat ons oor moet praat voordat ons by die eintlike boodskap kom. Nou, u moet nie bekommerd wees nie. Daar's net 2 hoofgedagtes vanoggend, maar 'n paar dinge wat ek moet byvoeg voor die tyd. En die heel eerste gedagte wat mense vra is, waar kom dinge vandaan? Hoekom het dit verander? Daar was 'n slang wat die speel of die opvoering of die verhaal, kan jy sê, die geskiedenis binne gekom het. Die ou slang, Genesis 3 vers 1, die A gedeelte sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Daar is 'n wending, jy kan dit sommer sien met die woord maar. Daar's 'n wending, hier gaan nou iets gebeur. Dis soos wanneer kinders gaan piknik hou en almal is opgewonde en die piknikmandjie word uitgepak en ons is almal op die kombers daar op die gras. Dit gaan nou so lekker piknik wees en ewe skielik hier sy 'n slang oor die piknikmandjie of oor die kombers. Ongenooid. 'n Verrassingsaanval. Almal skrik, almal gil en hardloop in verskillende rigtings. Dis wat gebeur in Genesis 3 vers 1. So skielik, soos 'n slang wat by 'n kinderpartytjie opdaag, net so skielik, sonder enige waarskuwing, word die harmonie van die paradys aangevat. Word daar 'n aanval geloods op dit wat God, en onthou ons het daaroor gepraat, God het dit mooi gemaak, God het dit goed gemaak. Nou word daar 'n aanval geloods. Hier is 'n paar dinge wat ons vir u moet noem, voordat ons wegval met die boodskap. Dit wat ons lees in Genesis 3, met die goeie skepping, hier kom die slang, hier kom die duiwel. Dit ontmasker die gewilde idee van hierdie dualisme. U weet, ons lewe in 'n tyd waar daar filosofieë is, wat ons gedagtes vertroebel vir die waarheid van die woord. Want ons lewe eintlik, of ons dit wil besef of nie, die meeste van ons sit met hierdie idee van, jy weet, daar is goed en daar is sleg, en ons moet maar hier tussen die, jy weet, in die grys gebied, moet ons keuses maak en uitoefen. En dis nie waar nie, dis nie waar nie. Die wêreld is goed gemaak. En kan ek maar net noem, ons almal weet dit van die yin-yang, né, die oostelike, dis nou hierdie goed en sleg. Dis 'n oosterse konsep, maar dit is iets wat ons infiltreer. Dis nie waar nie, want die wêreld is goed gemaak. Hier kom die slegte nou. Dis die in 'n oorgrootte meerderheid of in 'n groot mate, die slang selfs is goed gemaak. Ons gaan net nou daaroor praat. Die slang was nie iets waarvoor hulle bang was nie. Die slang was nie iets wat hulle verskrik het nie. Die slang was goed gemaak. Het boos geword. En ons gaan kyk waar kom die oorsprong. So daar is nie 'n dualisme. En ons moet iewers tussen dit leef nie. Daar is goed. Onthou die wêreld sê, daar is nie 'n absolute goed en 'n absolute sleg nie. Alles is tussenin. Dis nie waar nie. Daar is 'n absolute goed. Sleg het gekom en hierdie dinge vertroebel. Die tweede ding
Mense vra baie keer, veral die kinders, jong mense, wanneer hulle begin, op hierdie stadium waar hulle begin vra, wat gaan aan met die slang? Weet, waar kom die slang vandaan? Hoe het hy nou nie geloop nie? Wat is die kwessies daar rondom? Dit was 'n gewone slang. Op hierdie stadium het hy nog nie geseil op sy buik nie, dit het later eers gebeur. Ek weet nie presies, was hy dan meer soos 'n likkewaan of 'n ding, dat hy nou op voete gehad, ons weet nie presies nie, maar op hierdie stadium het hy nog nie geseil nie, maar dit was 'n slang. Daar was niks anders aan hierdie slang as dat hy listig was, en die rede daarvoor, hy was deur die duiwel beset om te kan praat. Diere kon nie praat nie. Praat was vir die mens gegee. Ek dink in die sondelose toestand kon hulle dalk beter kommunikeer met die diere, beter verstaan wat die wilde diere selfs wou hê of wat ook al, want Adam was in harmonie met die skepping. Daar was nog nie bloed en moord en hierdie dinge nie. So, maar die slang was nie veronderstel om te praat nie. Maar uit die kort vertelling van dit wat ons weet, sê die Bybel net, die slang was listig, dit beteken die Engelse woord is cunning, hy was listig is 'n baie goeie, dis 'n skrandere is die ander woord waarmee hy vertaal word in die Afrikaanse vertaling. Moontlik was die slang 'n baie aantreklike ding, 'n aantreklike dier, bekoorlik om te sien. Die vrou was glad nie bang, Eva was nie bang vir die slang nie, en het met hom gepraat. Die vyandskap was nog nie daar, tussen die mens en die slang nie. Deesdae is dit vreemd as jy iemand kry wat sê ek hou van slange, want niemand van ons hou eintlik van slange nie. Van nature is dit maar 'n bietjie van 'n ding wat jy op 'n afstand wil hanteer. So, hoe verder hoe beter vir my, né? Want ons hou nie daarvan nie. Ons weet dis goed om hulle te hê, hulle vang die muise en wat ook al, maar ons wil hulle net nie naby ons hê nie. Die vyandskap was nog nie daar nie. Maar dit is belangrik om te besef, in die slang was die duiwel. Hy het besit geneem van die duiwel. En Jesus identifiseer hom in Johannes 8 vers 44, die B-gedeelte. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Hy is die pa van alle leuns. Jesus identifiseer hierdie slang. Dit gaan nie oor die dier nie, dit gaan oor die een wat in die dier was, die ou duiwel, die slang. 'n Geskape wese, die duiwel. Magtig, kragtig, maar nie almagtig nie. Hy was 'n aardsengel, 'n gevalle engel, iewers tussen die skepping en wat ons nou lees, het die duiwel geval, is hy uit die hemel verban. Ons lees daarvan in Judas vers 6, onder andere, daar's baie ander gedeeltes. En nou neem hy besit van die slang, om met Eva te praat. En ek wil hê jy moet verstaan, die stryd is nie tussen die mens en die slang nie. Die stryd, die oorlog is tussen die mens en die duiwel. Die mens en Satan, soos wat hy genoem word. Nou daar's baie meer vrae, en die meeste van die vrae is meer hindernisse as wat dit gaan help, maar daar's 'n laaste kwessie wat ons oor moet praat voordat ons wegval. En dit is, was Genesis 3 vers 1, die kwessie van in hierdie harmonieuse paradys, pragtig volmaak, sonder sonde, was die opdaag van die slang, van die duiwel, was dit vir God 'n verrassing? Met ander woorde, het dit God onkant betrap? Was dit iets wat God nie gesien het nie, nie beplan het nie, en hier gebeur iets wat nou nie moes gebeur het nie? En die antwoord is, nee. God is alomteenwoordig, alwetend, almagtig. Die duiwel het nie teen God se wil, of teen God se kennis, ingesluip, en hier agter die gordyn weggekruip, en toe op 'n stadium die regte oomblik net sy aanval geloods, en gedoen dit wat God nie gesien kom, wat dit moes nie gebeur nie. Nee, God is nie onkant betrap nie, maar dit beteken, dit was God se wil, dit was binne God se toelatende wil, dat die mens versoek moes word, dit was binne God se wil, dat daar 'n toets moes wees, vir die mens se aktiewe gehoorsaamheid. En ons het al daaroor gepraat by die toetsgebod. Dit sou net nie reg gewees het, billik gewees het, as Adam en Eva geen ander keuse gehad het,
as om God te dien. Daar was geen manier waarop hulle kon sondig nie. Daar was geen versoekings nie. Dit sou net nie reg gewees het nie. Maar God wil 'n aktiewe, God wil 'n wilsbesluit hê. God wil hê die mens moet sê, ek wil U dien. Ek wil U volg. Ek wil U gehoorsaam. Om te doen wat God wou hê. Nie net bloot omdat hulle nie anders kan nie, maar omdat hulle wil. Daarom het God toegelaat dat hulle versoek word. En nou moet jy baie mooi volg wat ek vir u sê. God se doel daarmee, en as jy teologies dink, as enigiemand praat van God se doel, dan weet jy, dis dan wat gaan gebeur. Want God se doel sal altyd plaasvind. Dis sy plan, dis sy bepalende wil. God se doel was, en dit sal hy kry, 'n gewillige gehoorsaamheid. 'n gewillige gehoorsaamheid. Nou hier is ons 'n stok in die speek met die sondeval. Wat nou? Al moet dit dan wees deur geloof in die Here Jesus Christus, deur 'n versoening wat net die Here Jesus kan bewerkstellig. Dat u en ek, en daarom is hierdie boodskap vir ons in 2023, Junie maand 2023, dat ons in hierdie te mekaar sondige wêreld steeds 'n gewillige gehoorsaamheid kan hê en kan beoefen deur die versoening van die Here Jesus met die uiteindelike vervulling en verheerliking, volmaaktheid as jy wil, wat in die hemel sal wees. U en ek kan heilig leef. U en ek moet strewe daarna om heilig te leef. Want dis 'n aktiewe gehoorsaamheid, 'n gewillige gehoorsaamheid in die Here. So die dialoog tussen die slang en die vrou is belangrik. Want dit leer ons ook iets omtrent sy taktiek, sy tegnieke wat hy gebruik. Paulus sê in 2 Korintiërs 2 vers 10, die B-gedeelte en dan ook vers 11, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. En daai is letterlik sy schemes, hy het 'n tegniek, hy het 'n metode wat hy volg. Die duiwelse strategie, die duiwelse tegnieke verander baie min. Hy pas dit net so 'n bietjie aan by die tye waarin ons leef, maar dis maar dieselfde planne. Hoekom? Want dit werk so goed. Louis Malherbe het gesê, van Eden af tot by die Here Jesus, van die Here Jesus af tot by ons, is dit nog steeds dieselfde 3-punt plan wat hy volg. Dit is amper soos die Blou Bulls se rugby, né? Hulle doen dieselfde goed, maar hulle doen dit net baie goed. Dis wat hulle 'n goeie span maak. Ek wil nou nie rugby praat nie, maar sy tegniek werk. Hoekom moet hy dit verander as dit werk? En dit bring vir ons by 'n ontleding van waarmee ons besig is. Die eerste gedagte. Hoe het dit dan gelyk? Wat was sy plan? Hoe lyk sy benadering? Dit wat hy met Eva gedoen het, is wat hy met u en my doen. Hy het 'n plan. Hy het 'n plan en ek wil hê jy moet sien. Hy benader die vrou. Nie Adam nie. Hy praat met Eva. U weet nou al, as jy saam met ons deur Genesis kom, stadig maar seker, het jy agtergekom, Adam is die federale hoof. Adam het 'n roeping, Adam het 'n taak. Sy taak is bewerk en bewaak. Bewaak nie net met swaarde en, jy weet, bewaking van die tuin, bewaking van die skepping, maar ook 'n geestelike bewaking. Dit is alles deel van sy roeping, bewerk en bewaak. Saam moes Adam en Eva was sy hulp. Adam en Eva moes saam regeer oor die skepping. Maar die duiwel kom en hy draai hierdie orde om. Want hy wil hê Eva moet beïnvloed word. Sy moet Adam dan oorreed, sodat die slang wat eintlik wat 'n geskape wese is, wat op sy buik behoort te seil soos wat dit nou is, hy wil bo kom. Hy wil hierdie troon oorneem. Adam moet na Eva luister en die Eva luister na die slang wat onder beheer is van die duiwel. So kom ons kyk na sy tegniek. Vanoggend sy eerste plan, as die Here wil in ons leef, volgende week die leuns en daarmee die tweede. Genesis 3 vers 1 die B-gedeelte sê. Hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Nou dis waar ons tema vandaan kom vanmôre. En dit is ook
die 2020 vertaling het hom ook so vertaal, het God werklik gesê. Wat hy doen is, hy kom met 'n baie subtiele vraag, en jy moet verstaan, hy is nie op soek na inligting nie. Dis nie asof hy slang nie verstaan wat die Here gesê het nie. Dis nie omdat hy wil weet wat die Here gesê het, hy is nie op soek na inligting nie. Hy wil haar vertroue in God ontwortel. Vergelyk sy woorde. Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Vergelyk dit met Genesis 2, vers 16 en 17, die woorde van God. Die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Vergelyk die twee, dan sien jy, wat hy doen is, hy sê eintlik in my woorde vir haar, wil jy vir my sê, julle mag nie van al die bome eet nie? Terwyl God gesê het, van al die bome mag julle eet, daar's net een waarvan jy nie mag eet nie. Die woorde wat God gebruik het, met die opdrag om hulle te waarsku, praat van vryheid, seën, julle kan eet, julle kan geniet, van alles kan julle eet, oorvloed. Maar die woorde wat die duiwel gebruik, dui op beperking, uitsluiting. God is daarom onbillik, nou, julle is mense, julle wil tog nou julle self geniet, kan julle nie eers van alles eet nie. Die duiwelse woorde impliseer dat God hulle wil beperk. Hy wil nie hulle moet hulle self geniet nie. Klink dit vir u bekend? Is dit nie hoe die duiwel maar na ons kant toe kom vandag nog nie? Wil jy vir my sê, jy mag nie dit of dat nie, wil die Here dan nie hê, jy moet jouself geniet nie? Wil die Here nie vir jou vreugde gee nie? Wil hy nie jou blydskap gun nie? Dit was die eerste keer dat Eva ooit gehoor het, dat iemand God wantrou. Dis die eerste keer dat Eva hoor, iemand bevraagteken God. Dis amper soos kinders wat uit 'n Christelike huis kom, Christelik, goed, reg, grootgemaak word, geleer word. En dan kom hulle op skool, of as dit dalk later is, op universiteit, waar jy met jou maats te doen kry wat sê, wat? Die onderwyser, asseblief, jy moet na hulle luister. En jy dink, dis iets vreemd, jy is nie geleer om autoriteit te bevraagteken nie. Waar kom dit vandaan? Ek onthou so goed, eerste keer toe ek op skool te doen gekry met iemand wat vir my gesê het, ons skoolhoof, asseblief, my pa maak sy karre reg as hy breek, hy syp soos 'n vis en hy doen dit en jy het nooit so daaraan gedink nie. Dis autoriteit. Dis altyd die duiwelse benadering. Saai twyfel. Wil jy vir my sê, dis werklik so? Het God werklik gesê? Martin Lloyd-Jones praat oor hierdie gedeelte en hy sê, jy moet let daarop dat die duiwel dit bloot doen deur beweringe te maak. Daar's geen bewyse nie, hy gee geen feite nie, dis bloot net 'n suggestie. Dis 'n saadjie van twyfel wat hy saai en Eva word mislei, want hy praat na haar hart. Martin Lloyd-Jones vra dan, as jy nie in God glo nie, as jy nie jou lewe aan die Here gee en hom dien nie, wat is die bewyse vir jou besluit? Dink mooi, sit die bewyse op die tafel, kom ons praat feitelik. Wat is die rede waarom mense nie wil glo in die Here Jesus as saligmaker en hulle lewe aan hom oorgee nie? Dink mooi daaroor. Wat is die feite? Daar is nie feite nie. Want al wat die duiwel doen is, hy kom met suggestie, hy kom met twyfel en hy saai hierdie twyfel. Ek wil vir die voorbeelde gee in ons kultuur, vinnig net noem. Die eerste ene wat baie algemeen is, die evolusieteorie. Ons lewe in 'n wêreld waar daar regtig waar, ek dink in die tyd waarin ons leef, is daar meer vrae oor die evolusieteorie as antwoorde. Selfs wetenskaplikes vra. Hulle sê oor daar soos dinge wat nie reg is nie. Kyk na die fossiele, jy kyk na die bewyse, sogenaamde bewyse wat mense gee, daar is groot kwessies, daar's krake, daar's dinge wat net maak dat jy dit nie kan glo as jy intellektueel met hierdie dinge omgaan nie. En tog, dis wat almal glo. Want die ander kant is, as jy die evolusie nie glo nie, dan moet jy die Bybel glo. En dit word oorgefrons in die akademiese kringe van ons dag. Jy glo tog nie die historiese vertelling van Genesis nie.
Jy glo tog nie wat die Bybel vertel oor nie, dis 'n mite, of dis 'n volksverhaal, of wat ook al. Nou vriende, ek wil hê jy moet oplet. Daar's geen bewyse vir die evolusie nie. Daar's geen empiriese feite daarvoor nie. Dit word gerigsteen deur 'n kulturele intimidasie. Dit word gerigsteen deur die autoriteit van regerings en magte bo ons bestaan, ons kan niks daaraan doen nie. Die media, die kultuur, opvoedkundige inrigtings, almal staan saam, Psalm 2, teen die woord, teen die waarheid. Sonder feite, sonder bewyse. Die wetenskap kan nie vir jou sê, dis feitelik nie. Hulle sê dit is, maar daar is nie. Hoekom? Want al wat hulle sê is, het God werklik gesê? Dis wat hulle doen. Nou Thomas Huxley was die ou wat die voorwoord geskryf het vir Darwin se Origin of the Species. En hy het gesê, ons besef daar is baie probleme met die teorie, dis nou die evolusieteorie, maar die enigste ander opsie is om die Bybel te glo, en wie wil dit nou doen? En hy som dit baie mooi op. Dis die kultuur waarin u en ek leef. En as jy jou mond oopmaak, as jy in 'n situasie is waar jy by 'n universiteit of op skool baie keer vandag selfs, en enige hoër inrigting, opvoedkundige inrigting in hierdie situasie is waar jy die goed moet hanteer, en jy praat, jy verwys net, jy kan selfs net die suggestie noem van 'n skepping of 'n skepper, jy hoef nie te praat van God of van Jesus nie, dan verloor jy jou werk vandag. Hoor wat ek vir u sê, daar's bewyse daarvoor. Jy kan dit nie sê nie, want ons haat, die kultuur waarin ons is, haat die waarheid van die woord. Hulle wil nie aanvaar dit wat God gesê het nie. Daar's 'n tweede saak wat ek vinnig wil noem in ons kultuur, en dit is, en ek wil die jong mense se hande sterk maak met betrekking tot die wêreld waarin jy groot word. Dit staan bekend as die hoër kritiek. Dit beteken, jy moet die Bybel krities benader en sê, ek is lief vir die Bybel, ek sal die Bybel lees, maar ek sal besluit wat ek glo en wat ek nie sal glo nie. Want, hulle kom baie vinnig en sê vir jou, jy weet natuurlik, die Bybel is eintlik maar net volksverhale. Die Bybel is dit, en die Bybel is dat, baie dinge. Daar's 'n man met die naam van Bart Ehrman. Bart Ehrman is 'n Amerikaner, maar hy word gesien op die sosiale media, hy's baie gewild, hy het al die topverkopers, dan sê hulle, dis 'n New York bestseller, soos of New York alles bepaal. Ek weet nie hoekom is New York bestseller nou juist ding nie, maar in New York lees hulle sy boeke, blykbaar. Maar hy verkoop hierdie bestsellers, want hy bevraagteken die Bybel, en hy sê, die Bybel het soveel foute, die Bybel het soveel dinge, dat jy dit nie kan glo nie. Luister na sy redenasie, hy sê, die Nuwe Testament het so wat 130.000 woorde, dis nou in die Grieks. As jy kyk na die skryffoute, sê Ehrman, en die manuskripbewyse, met ander woorde die grammatiese foute, is daar so wat 400.000 foute in die manuskripte wat ons het. Hy sê, dit is omtrent 2,5 fout per woord, sy somme wat hy maak. Nou goed, kom ons vat die feite wat hy gee. 400.000 is dalk 'n bietjie baie, maar ons weet daar's foute, want dit was manuskripte wat versprei is, oorgeskryf is met hand en versprei is, en ons het hierdie manuskripte vandag waaruit ons Bybel ontstaan het. Dis sy redenasie. En die punt waarop hy afstuur is, hoe kan jy die Bybel glo? Nou, Bart Ehrman was 'n teoloog, en toe raak hy 'n agnostikus. En nou, ek dink sy laaste uitspraak is, hy is 'n ateïstiese agnostikus. Nou, voeg daarby wat jy wil, hy is op 'n baie styl afdraande pad weg van dit wat goed en reg is. As jy die Bybel begin bevraagteken, is dit die pad wat jy loop, afdraande, weg van die Here af. Sy redenasie is, hoe kan jy die Bybel glo? Jy kan nie die Bybel glo nie. Jy is tog slimmer as dit, jy moet vir jouself uitmaak wat jy kan glo en wat jy nie kan glo nie. Hy sê, rather than having the inspired word of God from the original autographs, what we have are the error-ridden copies that were made over the years. So, hy maak dit sy lewensmissie, om vraagtekens te sit waar die Here punte gesit het, om die mense aan te moedig om te sê, jy moet die Bybel bevraagteken. Nou kom ek sê vir u, wat beteken hierdie aanhaling? Hierdie Engelse aanhaling van Bart Ehrman. Kan ek dit vir u vertaal
in een frase. Het God werklik gesê? Dis al wat Bert Ehrman doen. Hy doen die werk van die duiwel. Het God werklik gesê? Weet jy wat is die feite? En nou jong mense, nou moet julle julle ore spits en julle my volg. Wat Bert Ehrman nie sê nie, is die volgende. Kom ons vat sy getalle. Ek dink is bietjie hoog, maar kom ons werk met sy getalle. 400.000 foute, kan dalk so wees. Die rede daarvoor is bloot net, omdat daar so 'n magdom kopieë van die oorspronklike manuskripte is. En ek gaan dit vir u bewys. Kan ek net byvoeg, dat die foute waarna hy verwys, die meeste daarvan, dit word in 2 kategorieë ingedeel, en daar's 'n studie, daar's baie boeke geskryf oor hierdie goed, daar's 'n studie daarvan gemaak. Die meeste daarvan in 2 kategorieë, is of spelfoute, wat niks verander in die betekenis van die teks nie, is net 'n spelfout, want hulle moes dit skryf op papierus. En tweedens, woordvolgorde wat soms omgedraai is, wat ook nie wesenlike veranderinge, dis regtig nie eers noemenswaardige ding, het verander niks aan die betekenis van die teks nie. By verre die meeste foute, maak geen verskil aan die teks nie. Ons erken daar is foute, want dit is met hand geskryf, maar weet u dat ons het ongeveer 5700 op hierdie stadium, 5700 kopieë, Griekse manuskripte wat in bewaring gebly het van die Nuwe Testament. 5700. Die Latyns, die eerste ander vertaling wat daar was, reeds in die 1ste eeu na Christus, daarvan sit ons met omtrent oor die 10.000, dit word al hoe meer, want hulle ontdek net meer en meer, soos wat hulle opgrawings doen, oor die 10.000 Latynse manuskripte van die Nuwe Testament. Ons praat hier net van die Nuwe Testament, want dis waarna hy verwys. Daar is baie meer antieke geskrifte van die vroeë kerkvaders, maar ons gaan nou nie dit in ons berekening inbring nie. Nou net om vir u 'n perspektief te gee. Sommige van u wat nou lief is vir die geskiedenis, weet heel moontlik van Julius Caesar se kommentare, waar hy geskryf het van al sy belewennisse, al sy gevegte en al hierdie dinge. Hier in Maartman, dan praat ons van the Ides of March, toe hy doodgemaak is deur sy eie senatore. Nou, hy het ons gesê, Veni, Vidi, Vici. Hy het Gallië oorwin, al sy togte, al sy gevegte word opgeskryf in sy kommentare. En die geskiedkundiges staan en val by die kommentare van Julius Caesar. Dit is een van die beste bronne van dit wat gebeur het. Weet jy, niemand vra ooit, het Julius Caesar ooit bestaan? Hulle vra, het Jesus bestaan, maar Julius Caesar, het hy ooit bestaan? Het hy ooit gesê, jy weet, Vedi, Vini, Vici? Was hy ooit in Gallië gewees? Niemand vra die vraag nie, hulle aanvaar, dit wat dit sê is reg. En weet jy hoeveel kopieë van die oorspronklike manuskripte het die wêreld vandag? 9 kopieë van sy antieke manuskripte. Die oudste een is 1000 jaar na hom, na sy dood, geskryf. Nou vra jy, hoe kan mense dit maklik glo? Hulle sluk dit in, maar hulle bevraagteken 5700, jy kan eintlik sê 15700 oorspronklike manuskripte van die Nuwe Testament. Die baie bekende historikus van Athene, Tacitus, hy is gebore in 56 na Christus. Sy werke is gebaseer op 2 kopieë. Dis al wat hulle het, 2 kopieë van die oorspronklike geskrifte. Sien nie die belaglikheid van dit waarmee ons te doen het. Al wat hierdie moderne, die hoër kritiek doen, is om jou te vra, jy moet bevraagteken dit wat God gesê het. Het God werklik gesê? Hulle ondersteun die duiwel in sy aanslag. Hulle skaar hulle self aan daai kant van die geveg, om te sê, kom ons bevraagteken God. Maar dit bring ons by die tweede hoofgedagte, waaroor ons vandag moet praat. Want Eva se antwoord op die duiwel se vraag, is dit werklik so dat God gesê het? Haar antwoord verklap iets vir ons, van hoe effektief, en hoe sy al reeds beïnvloed was, en hoe effektief sy aanslag was. Kom ons kyk na Eva se reaksie. Sy poog om God te verdedig, vers 2 en vers 3. Die vrou antwoord die slang. Onthou, dis nou die antwoord op, het God werklik gesê? Die vrou antwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,
Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Elke stukkie woord is nou hier belangrik, die detail is belangrik, so kom ons bestudeer dit. Daar's 4 maniere waarop jy kan sien, die duiwel het al reeds geslaag om 'n saadjie van twyfel te saai. 4 dinge. Die eerste ding is, sy volg die duiwel in sy verlaging van God. Hy wil God minimaliseer. Hy wil God se heerskappy, se soewereiniteit, sy grootheid wil hy minimaliseer. Nou ons het al reeds gesien en ons het vir u gewys, tot hiertoe met God se handelinge in die mens of met die mens, het hy bekend gestaan as, in ons Afrikaanse vertaling vertaal met Here God, Jehovah Elohim. Dis sy verbondsnaam. Dit beteken, God se verbondsnaam beteken, God is by sy mense. God is na aan sy mense. Hy's 'n mensegod. Dis oor wie hy hom ontferm. Jehovah Elohim. Die duiwel hou nie daarvan nie. Hy praat net van God. Is dit so dat God gesê het? Hy wil God nie skilder as naby aan die mens nie. Genesis 3 vers 1, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome nie. Eva volg sy leiding. En hier is die bewys dat sy al klaar gebyt het aan sy aas. Want in haar antwoord sê sy, van al die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, vers 3 mag ons eet, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie. God het gesê, sy gebruik dieselfde naam. Selfs aan die begin van die hoofstuk praat hy nog van die Here God. Dis die verbondsnaam, God vir sy mense, maar God hou hom ver. Sy volg die duiwel wanneer hy verwys, God is verwyder van sy mense. Hy's ver, hy's eenkant. God word verlaag. Tweedens, sy volg die duiwel deur 'n verkleining van sy vrygewigheid, God se genade, sy guns. Genesis 2 vers 16. Die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Sy sê, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Het jy agtergekom wat sy uitgelaat? Die woordjie al in die Afrikaans. Is baie duideliker in die Hebreëus, want hy sê, die een praat van die oorvloed, van al die bome mag jy eet. Sy sê, ons mag eet van die bome. Nou die regte antwoord sou wees, as die Satan vir haar gesê het, wil jy vir my sê, julle mag nie van al die bome eet nie? Die regte antwoord sou iets klink soos, hoorie, kyk net om jou. Al hierdie bome is waarvan ons mag eet. Alles wat jy hier sien, is wat ons mag geniet, in oorvloed. Was net een, wat God gesê het, pas op vir hom. Die gevolg is, sy begin dink aan God se verbod. En as jy begin dink aan die verbod wat God geplaas het, dan begin jy goed byvoeg. En dit gebeur in die volgende, sy voeg iets by, wat nie deel wees van die oorspronklike verbod nie. Vers 3, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, hulle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie. Daai frase gaan jy nêrens vind in die woorde van God nie. God het dit nie gesê nie. Hoekom voeg sy dit by? Een van die kommentators sê, Eva word die eerste wettiese mens, is 'n legalist. Dis mense wat wette maak, jy mag jy dit nie, mag jy so nie, jy weet altyd al hierdie wette en goeders. Eva word die eerste wettiese mens, wanneer sy haar eie beperkings plaas op God se verbod. Wanneer sy haar eie beperkings plaas op dit wat God gesê het, wat mag en wat nie mag nie. Die vierde gedagte, wat vir ons wys dat daar 'n saadjie gesaai is, sy versag die straf wat God aangekondig het oor die verbod as dit dan verbreek word. Vers 3 van Genesis 3. Julle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe, is haar woorde. So sy sê, God het gesê, anders sal julle sterwe. Nou weer eens, dis baie duideliker in Hebreëus, maar kyk na hoofstuk 2 vers 17. God se woorde sê, jy mag daarvan nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. In die Hebreëus, as jy 'n studie gaan doen van die oorspronklike grammatika, dan sien jy, dis die sterkste bevestiging, jy sal gewis sterwe. 'n letterlike vertaling, en ek dink ek het dit genoem toe ons daaroor gepreek het, Genesis 2 vers 17.
Sterwende sal jy gewis sterwe. Dis 'n letterlike vertaling wat daar staan. Sterwende sal jy gewis sterwe. Dis 'n sterk waarskuwing. Sy verlaag dit en sy gebruik grammaties die sagste vorm. Ons mag nie daarvan eet nie, want miskien sal ons sterf. Jy weet, dit is so half lig gestel. Dink aan die sukses wat die duiwel reeds behaal het. Daar's nou 'n ander gesindheid in Eva se hart. Die saadjie van twyfel wat gesaai is, het nou al ontkiem, en dit begin nou regtig vir haar, wonder maar, dit klink vir my, God is, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Kan ek regtig glo wat God sê? Daar's nou twyfel gesaai, en dis net die vasdrapplek vir die aanval, wat volgende week sal kom in vers 4, waar die slang gaan sê, julle sal gewis nie sterwe nie. Dis waartoe hy op pad is, 'n leuen. En ons gaan volgende week daaroor praat. Luister vriende, as die duiwel ingestap het, want op hierdie stadium het hy nog gestap, en hy het vir Eva gesê, luister, julle kan nie glo wat God sê nie, julle sal nie sterwe nie, het sy 10-10 nie na hom geluister nie. Maar sien nie die subtiele oorredingsvermoë. Ons kan nie staan, wanneer dit kom en ons stryd teen die duiwel nie. Wat is die foute wat Eva gemaak het? Daaruit moet ons leer. Ek dink die grootste fout wat sy gemaak het, sy het nie haar man se hulp ingeroep nie. As jy nou kyk na vers 6, hy was nie ver nie, want sy het vir hom 'n vrug gegee en hy het ook daarvan geëet. So hy was nie ver van haar af nie, maar sy moes net gesê het, luister, ek dink jy praat met verkeerde een hierso. Laat ek gou my man roep, dan hoor ons by hom. Laat ek gou my koning roep, dan hoor ons by hom. Dis dalk 'n bietjie erg, né? Sy moes die hulp van haar man gesoek het in hierdie verband. Want jy sien, die duiwel kom en hy wil die skepingsorde omdraai. Skepingsorde, Adam, eerste gemaak, federale hoof. Hulp, Eva, gelyk aan hom, maar Adam is die hoof. Dan, hulle saam, die bewaker, die bewerker, die een wat moet toesig hou, hulle saam as 'n span. Die duiwel rebelleer teen strukture. Die duiwel rebelleer teen hierdie ondersteuning wat strukture ons bied, ook in ons lewe. Hy gaan jou uitdaag. Hy gaan ons versoek met vrae wat hy opstel, redenasies wat hy dikteer, twyfel wat hy saai. Dis wat hy gaan doen. Wat moet u en ek doen? Wat moet ons doen? Kom ons wees prakties. Ek dink in die eerste plek moenie geïsoleerd raak in hierdie stryd nie. Jong mense, as jy by die skool of by die universiteit of by die werk, waar ook al jy te doen kry, met mense wat hierdie tipe van baie subtiele goed gooi, moenie geïsoleerd raak in hierdie kwessies nie. Jy het 'n beskerming. As iemand vir jou 'n vraag vra, selfs as jy dink jy kan hom goed beantwoord, sê vir hom, luister, ek sal so 'n bietjie moeite gaan doen. Ek gaan my ouderling vra. Ek sal my predikant vra. Of ek sal my pa vra, want jy het 'n gesagsfiguur waaronder jy moet skuil, waaronder jy moet sorteer. Dis wat God vir ons gegee het. Adam moes die huwelik beskerm. Hy moes die mensdom bewaar. En ek wil weer sê, hy was nie ver nie, maar hy was nie betrokke nie. Daar's 'n probleem gewees. So Eva se reaksie kon wees, dis 'n interessante vraag. Kom ons roep 'n bietjie my man, dan hoor ons wat sê hy daarvan. En ek dink die duiwel sou dalk die pad gevat het as dit gebeur het. Jy sien, later kom ons kinders, as ons nou groot word, jy's 'n jong mens, jy word met hierdie goeters geïndoktrineer, moenie jou isoleer nie, want later kom die kinders by, as jy familie raak, en jy raak 'n gesin, pa moet toesig hou. 'n Paar gesinne, na Adam en Eva, met die gesin, het daar nou ander paas ontstaan, want hulle het kinders gehad, en hulle het uitgebrei, en dan word dit 'n gemeente, wat God vir ons gegee het, waar daar ouderlinge is, daar's altyd strukture, daar's altyd orde, daar is altyd God se beskermingsmeganisme, maak gebruik daarvan, moenie jouself isoleer nie. Weet jy, dis interessant, dat Paulus in die Nuwe Testament, wanneer hy praat oor 'n groot kwessie ook in ons dag, dan verwys hy na die skepping, as hy sê, waarom vrouens nie toegelaat word, om 'n predikant of 'n ouderling te wees nie, om 'n lerende amp te hê nie. Hoekom nie? 1 Timoteus 2 vers 12, 13 en 14. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Dit beteken nie preek nie, nie leer nie, geen gesag nie. Hoekom? Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. So leraars en ouderlinge moet maans wees, sê Paulus. Hoekom? Hy verwys na hierdie geval.
God se orde. Dis hoe dit werk. Die wêreld kom en sê, het God werklik gesê? Ons moet sê, ek gaan die ouens vra wat saam met my in dieselfde span speel. Kom ons hoor wat sê hulle. Goeie vraag, maar ek wil hoor wat sê die manne wat saam met my is. Nou ek wil net terwille van duidelikheid sê, 'n predikant of 'n ouderling is nie bang dat mense vra nie. Ons erken, ons weet nie alles nie. Maar jou mond begin water as iemand sê, hoor hierso, ons moet oor iets praat. Iemand het my iets gevra en ek weet nie wat om te sê nie. Dan begin jou mond kwyl en jy begin al dink aan 100 versies waarmee jy kan antwoord, want jy wil hierdie persone help. Ons verwelkom vra. Ons kan uitvind as ons nie weet nie, maar vra die regte vrae. Die oomblik wanneer die kerk op 'n punt kom waar ons sê, kom ons besluit wat gaan ons glo en wat gaan ons nie glo nie. Kom ons besluit wanneer moet ons die Bybel vat, dan is ons klaar op 'n baie gevaarlike plek. Ek sluit af. Wat kan ons doen om onsself te beveilig? Ek dink in die eerste plek, bewapen jouself vir die stryd. Hoe kan ek myself bewapen? Sorg dat jy 'n baie goeie verhouding het met jou predikant en met jou ouderling. En of. Dis die beskerming wat die Here vir jou gegee het. En as jy 'n ouderling of predikant is, sorg dat jy ander ouens naby jou het wat dieselfde taal praat. Moenie geïsoleerd word in hierdie kwessies of in enige kwessie. Bewapen jouself sal wees gedurig in die woord. Lees die regte goed. Dink oor die regte goed. Vernuwe jou gedagtes. Gebruik die beskerming wat God daar gegee het. Nou God se beskerming is, daar's net een aanvalswapen wat die Here vir ons gegee het. As jy gaan kyk na die wapenrusting, en dis die woord van God, wat die swaard van die Gees is. Al die ander is beskerming. Die skild van die geloof, die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, die voete is die bereidheid vir die evangelie, die skoene. Dis alles beskerming, dis alles dinge wat jy, die wapen is die woord van God. Vernuwe jou gedagtes met die woord van God. Goeie, getroue bestudering van die Bybel, goeie, getroue prediking van die Bybelse waarhede. Moenie gaan na 'n kerk toe waar hulle lekker mooi goedjies doen en almekaar baie lekker eet en cappuccino's het as jy inkom en jy weet so lekker sing nie. Gaan na 'n plek waar jy weet, hier word getrou die woord gepreek. Die Bybel word getrou gepreek. Of dit lekker is en mooi is, maak nie saak nie, dis wat God gesê het, sodat daar nie vraagtekens kom waar God punte gesit het nie. Adam en Eva het die versoeking van die duiwel gehad in 'n tuin. In die paradys. Die beste plek waar jy versoek wil word, is die paradys. En hulle het gefaal. Ons gaan nog ingaan op die detail. Maar ek moet afsluit deur te verwys na ons volmaakte voorbeeld, na wie toe ons moet vlug, en dit is die Here Jesus. Hy het versoekings gehad op die slegste plek wat jy sou kies. Geïsoleerd, droog, sonder kos. Hy het swaar gehad. Vir 40 dae en 40 nagte. Folterende versoekings, een na die ander. En ons weet van die 3 wat gekom het daarna. Maar kyk na die voorbeeld van die Here Jesus. Nou daar's baie te sê oor die versoeking van die Here Jesus. Ek gaan nou nie daaroor begin praat nie. Maar die rede en die metode van die duiwel was, hy wou die goedheid en die wysheid en die woord van God in twyfel trek. Maar Jesus het vasgestaan. Hy was getrou. In die slegste omstandighede was hy getrou. Daarom het ons 'n hoëpriester na wie toe ons kan gaan en sê, Here, ek word nou geteken en ek word gebombardeer met kwessies wat ek nie weet hoe om te antwoord of hoe ek dit moet hanteer nie. Maar ek kom na U toe. Ek wil hê U moet my help. Ek wil 'n aanhaling ten slotte vir U gee. Die beste aanhaling wat ons ooit kan hê in hierdie konteks. En dis nie van 'n filosoof of van 'n goeie skrywer of 'n goeie prediker nie. Dis 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En dis wat ons moet vasmaak in ons harte. Die hele skrif is deur God ingegee, letterlik geasem. Die hele skrif is deur God geasem. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Is nuttig, ons het dit vanoggend gesien. Sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus.
Die Bybel is vir ons, en daar's baie, ons het nie tyd om te praat oor hoekom ons die Bybel kan glo nie. Ek het al 'n keer wat daaroor gepreek. Ons moet weer daaroor preek, want ons moet dit gedurig deurhoor. Jy kan die Bybel glo. Jy moet die Bybel glo. Moenie toelaat dat daar 'n vraagteken gesit word en dat jy met hierdie leuen gekonfronteer word. Het God werklik gesê? Moenie dit toelaat nie. Kry die regte feite. Staan vas op die woord, sodat jou lewe toegerus kan wees. Sodat alle aspekte van jou lewe onder die beheer van God kan wees. Mag die Here ons help in ten tye van versoeking, want ons almal het dit nodig. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige hemelse Vader, dierbare Here Jesus Christus, ons verlosser, Heilige Gees, die trooster van God gestuur. Vanoggend het ons 'n perfekte, harmonieuse antwoord gekry op die vraag wat die duiwel so dikwels na ons kant toe slinger. Het God werklik gesê? En deur dit wat ons weet van u woord, deur dit wat ons bely en wat ons so liefhet, kan ons vanoggend onomwonde sê, ja, God het so gesê. Maar kom ons vertel jou nog meer wat God gesê het, want sy genade is groot, sy goedertierenheid is onbetwisbaar. Hy is 'n God wat goed is, wat regverdig is, en wat behaag het daarin om mense te red. Dis wat ons verkondig, dis wat ons glo. Dankie dat ons u kan ken. Dankie dat ons kan bely dat u vir ons goed is, selfs te midde van swaar kry tye of siekte of beproewings, is u die een wat getrou is. U het u self al soveel keer getrou bewys. Daarvoor loof ons u. Help ons in hierdie stryd teen die leuen. Dit is uiteindelik die oorlog waarin ons elkeen gewikkel is as ons 'n kind van God is. Help ons in hierdie stryd om vas te staan en om te weet dat u is ons enigste toevlug. Ons kan nie op ons eie vermoëns, ons kan nie op ons eie wysheid staat maak nie. Ons is bedrieglik van nature, ons is verdorwe. Maar ons het 'n Bybel, ons het u woord. En ons het mense wat saam met ons hierdie pad wil loop. Wat 'n voorreg! Daarom is ons lief vir ons broers en ons susters. En ons waardeer elke inset, terwyl ons na u kyk as ons verlosser. Seën vir ons verder, wanneer ons uit mekaar uitgaan. Help ons om lief te wees vir die evangelie, die spulpunt van alles wat ons lief het, in die waarheid, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons sondaars was. Deur geloof in hom, is daar vir elkeen saligheid, elkeen wat in hom glo sal gered word. Ons loof en ons prys u naam. Amen.